Goeiemôre, baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend in die hartjie van winter. Ons trek nou al by Junie maand. Dankie vir elkeen wat deel was van Mei maand se verrigtinge in die gemeente. Ons Pinksterfees, ons Martdag, wat 'n groot fees was dit nie. Dankie vir elkeen se bydrae en se betrokkenheid. Julle word opreg waardeer. En vanoggend gaan ons dan voort in die volgende paar weke oor die Heilige Gees. En ons kyk vanoggend na die Heilige Gees as ons voorspraak en ons gees. En om vanuit hierdie oerbron van liefde te lewe. Ek groet jou dan vanoggend met die woorde van die Here, genade en vrede vir julle, van God die Vader, God die Seun, en ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons fotum kom uit Johannes 8 vers 32 en uit 1 Johannes 4 uit. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Johannes 8 vers 32 en dan ook 1 Johannes 4 vers 18 tot 19 die boodskap, ware egte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Iemand wat dus nog elke vrees in hom ronddra, sy lewe is nog nie heeltemal deurdrenk met God se liefde nie. En hoekom nie? Want vrees is net heeltyd bekommerd oor die straf wat kan kom. God het ons eerste lief gehad, daarom kan ons nie anders as om hom lief te hê nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend kan hoor oor die liefde, U wat die oerbron van liefde is. Here, dankie dat ons die Heilige Gees het om ons te lei en te rig in die liefde. Mag U die vrees binne ons verdryf vanoggend, enigiets wat in die pad staan vir ons om U woord te ontvang en te hoor, en mag U hier teenwoordig wees. Dankie vir U liefde, ons is so lief vir U. Amen. Kom ons sing 'n lied saam tot eer van die Here. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Terwyl ons as gemeente heerlik saam Pinkster gevier het en Martdag gehou het my eie huisgesin 'n bietjie swaar getrek, want in die laaste maand wat verby was, van 1 Mei tot 1 Junie, was Julian oorsee as gevolg van sy werk. My man, Julian, hy rig af by die leeu's, en hulle was nou vir 'n volle maand in Ierland gewees. Hulle het natuurlik baie beter weer as ons hier in Suid-Afrika gehad. En in hierdie tyd, dan is ek nou al bewus daarvan dat dit maar nooit maklik gaan nie. Maar ons doen dit nou al so lank in ons verhouding. Ek en hy is nou al saam van skool af, van 2006 af. Hy het toe self gespeel vir 10 jaar, toe ons hierdie hele travel ding moes doen. En toe uiteindelik, toe hy begin afrig het 10 jaar terug, het dit net voortgegaan. Hierdie dat hy weg is en ons vir weke aan een partykeer hier los.
Ek dink tog dit het in die laaste 10 jaar van die 20 jaar wat hy dit al doen, 'n bietjie swaarder vir hom veral geraak, want nie net los hy vir my agter nie, maar hy los ook ons 3 dogtertjies agter. En dit is veral natuurlik vir hulle ook moeilik. Hulle verstaan dit nog nie heeltemal nie. Ons 3-jarige het nou hier in week 2 van sy wegwees hier in Mei maand, het sy op 'n stadium toe ons uit die familiekar uitklim in die garage en sy leeuskar met die leeusticker aan die kant is in die parkeerarea. Toe gryp sy sommer so met haar 2 klein handjies om die leeusticker en gee dit 'n groot drukkie. En sy begin toe hartstogtelik huil en sy sê net sy mis vir pappa. En al wat ek en die ander 2 girls toe maar kon doen, is om langs haar op die grond te sit en saam met haar te mis. Want dit is nie maklik as iemand weg is nie. Dit is nie maklik as mens iemand selfs met groet wanneer hulle weggaan nie. Dit was veral moeilik hierdie keer, want ons het nie geweet hoe lank gaan Julian nou weg wees nie. Gaan hy nou die eerste 2 weke bly en dan terugkom, want dit het alles afgehang van die VRK se uitspeelwedstryde. En toe uiteindelik na 2 weke, toe moes ek nou weer, veral vir die kleinste, vir Nia, wat 3 jaar oud is, verduidelik, maar hy kom nou nie meer net na 2 slaapies terug nie, ons het nou nog 2 weke oor. En ja, dit is nie noodwendig vir haar maklik gewees om te aanvaar nie. Dit is nie veel anders as ons hier na Johannes 14 kyk nie. Jesus kondig aan sy disippels dat hy weggaan. En daar's baie twyfeling en onsekerheid rondom sy weggaan. En dit is wat ons dan nou ook hier raak lees. Wat vir my tog die silwer randjie is elke keer as Julian weg is ek herinner myself daaraan dat hy gaan terugkom. En dan herinner ek die kinders ook gereeld daaraan. En dan is die groot opwinding en die groot drukkies en die vreugde wat hulle ervaar as hulle pappa terug is, amper soveel meer in vergelyking met die gemis wat ons deur is. En dan is die gedagte wat deur my kop gaan, sien al het dit hoe erg gevoel, julle pappa is nou terug. Hy het julle uiteindelik nie gelos nie. Dalk is dit hoe die disippels gevoel het. Dalk is dit hoe hulle ook ervaar het, dit met hulle gegaan het. Toe hulle nie geweet het, wanneer kom Jesus terug nie, al het hy hulle die troostwoorde gegee, hy kom terug, hy kom weer. In my lyn van my beroep is ek baie keer saam met gemeentelede deur die heel ergste van verlies, die verlies van geliefdes, en dit is maar altyd baie swaar. En ek het veral agtergekom, wat vir mense baie swaar is as hulle 'n tweede en 'n laaste ouer aan die dood afstaan. Ek het al telke male gehoor hoe mense dan sê, maar nou is ek 'n weeskind. Nou is ek sonder ouers in hierdie wêreld, ek is alleen agtergelaat. En hierdie gedagte oorweldig mense nogals. Dit maak dit bietjie seerder en bietjie moeiliker as hierdie is wat 'n mens dink, wanneer 'n mens die tweede ouer aan die dood afstaan. Jesus het ook iets hiervan verstaan, terwyl hy aan sy disippels moes verduidelik dat hy moes weggaan. En hulle was heel waarskynlik bang en verward, en hulle het gevoel dat hulle soos geestelike weeskinders agtergelaat word. Maar te midde van hulle paniek, kyk Jesus hulle in die oë en hy los hulle nie bloot met troostwoorde nie. Hy gee nie ook aan hulle 'n reëlboek om te volg met sy weggaan nie. Hy gee vir hulle die belofte van 'n persoon. Hy beloof die Parakleet, ons voorspraak. En hy het geweet, al voel dit vir hulle hoe erg, hy los hulle nie werklik nie. Hy verduidelik aan hulle dat hy sal terugkeer na die Vader, maar hy laat hulle nie soos weeskinders agter nie. Hy beloof dat die Heilige Gees by hulle sal wees. En vandag kyk ons dan na Johannes 14 en ons herinner ons onsself daaraan. Dat in daai oomblikke wanneer ons so alleen voel, wanneer die gemis groot is van 'n geliefde of dalk 'n vorige weergawe van jou lewe of wanneer jy net oorweldig word, kan jy ook vir jouself sê, hy kom weer, hy kom terug. Ook, hy is by jou, deur sy Heilige Gees. God laat ons nie soos weeskinders agter nie. God los ons nooit heeltemal alleen nie. Maar sy Heilige Gees is in ons elke dag, die voorspraak en trooster. So hoe verander die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens daagliks? Hoe verander dit hoe ons na ons uitdagings en ons vrese kyk en dan, hoe kan ons dan lewe, sodat ons lewe oorloop
vanuit die oerbron van liefde self, sodat ons dan nie oorweldig word deur ons omstandighede en ons probleme nie. Kom ons lees saam uit Johannes 14 uit vandag. Ek gaan die verse verduidelik en bespreek soos wat ons saam lees. So jy is welkom om saam te volg op die skerm of in jou Bybel. Ons lees saam vanaf vers 15 uit Johannes 14 uit. Die belofte van die Heilige Gees. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Hier in Johannes 14 vers 16 beloof Jesus om ons Vader te vra om 'n voorspraak te stuur. Nou voorspraak is eintlik 'n ander naam vir trooster of helper of advokaat. Dit dui op iemand wat in die hof iemand bystaan, iemand wat bemoedig en troos en vir al sy of haar belange sorg. En hier verduidelik Jesus dat hy nou al vir die laaste 3 jaar hierdie rol vir die disippels en vir sy volgelinge ingeneem het. Dat hy hulle voorspraak was. Maar nou dat hy op die punt is om weg te gaan, beloof hy 'n plaasvervanger. Maar dit is soos die bomsquad. Dis eerstens 3 in 1. Hierdie voorspraak is niks of niemand anders as God die Vader self en die Gees van Jesus Christus nie. En dan verklaar Jesus dat die voorspraak vir ewig by die disippels sal wees. Vers 16 tot 17, hy is die Gees van waarheid en hy sal vir ewig by julle kan wees. Vers 18, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En dan hoor ons verder in vers 19 tot 24, nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra hom toe, Here, hoe is dit dat u self aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Wat hier gebeur is dat Judas nog vashou aan die Joodse Messias verwagting en dat die Messias hom as koning aan die volk en aan die wêreld sou openbaar. En nou het Judas die indruk dat Jesus nie meer van plan is om dit te doen nie, maar dat hy homself net aan 'n kleiner kring sal openbaar. En Judas wil dan weet wat daar nou van hierdie plan geword het. Vers 23, en Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Hierdie woorde van Jesus kan nogals maklik verkeerd verstaan word. As ons nie vir Jesus lief het nie, het ons nie deel aan hom nie. As ons hom nie lief het nie, sal ons hom ook nie sien nie. As ons hom nie lief het nie, sal hy ook nie in ons kan kom woon nie. Dit klink rof, want dit is rof. Dit gaan alles eintlik oor 'n intieme verhouding met hom. En dit is wat hy hier probeer verduidelik. Net soos wat Judas dit verkeerd verstaan, so kan ons ook maklik verkeerd verstaan wat Jesus hier bedoel en wie hy eintlik wil red. Maar wat hy eintlik hier wil sê is eenvoudig. Hê my lief, leef vir my en ek woon in jou deur my Gees. En jy sal my sien in jou lewe en ek sal deur jou kan lewe. Intieme verhouding met ons Verlosser en Here. Om Jesus lief te hê, moet alles in ons lewens wees. En dit is hoe ons deel kry aan die lewe deur die Gees wat God vir ons in gedagte het. Deur 'n lewende verhouding met God Drie-enig alleen.
Jesus kom sê eintlik hier vir sy disippels, nie almal gaan kies om in my te glo en in verhouding met my te staan nie. En sodoende kan almal nie deel hê van my nie. Dit gaan nie bloot oor verlossing wat Jesus wil bied nie. Dit gaan oor die uitnodiging om saam met hom elke dag te lewe. Maar julle, my volgelinge, my disippels, volg julle my. Bly in verhouding met my. En met die Parakleet, die Heilige Gees, hy sal julle rig en lei. En dit bring ons dan by vers 25 en 26. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek gesê het. En dan een van die baie uitsprake van vrede, wat ons nou goed ook deurgewerk het in hierdie Pinkstertyd. Ons lees weer oor vrede in vers 27. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Ons dink baie keer dat die teenoorgestelde van liefde haat is. Maar dit is nie noodwendig nie. Die teenoorgestelde van liefde kan ook baie keer eerder vrees wees. Vrees of om bang te wees, gaan nie altyd daaroor om fisies bang te wees nie. 'n Basiese manier om dit te verduidelik sal wees om te sê, ek is bang wanneer ek bestuur, want ek kan nie die ander bestuurders beheer nie. Of wanneer ek bang is vir die donker, want ek kan nie beheer nie, omdat ek nie kan sien voor my nie. Liefde is egter om vertroue te plaas in dit wat jy nie kan sien nie, en dit is om vir die goeie te hoop. En dit is eintlik die radikaal anderse lewe wat Jesus op die tafel kom sit. 'n Ander manier van dink, 'n ander manier van voel. Liefde is om te vertrou dat die persoon in die ander baan in haar of sy baan sal bly. Liefde is om te vertrou dat al kan ek nie sien nie, dit wat ek nie kan sien nie, my nie kwaad wil aandoen nie. Dit is werklik om vir die beste te hoop en te glo. Om dan 'n lewe te hê wat sal oorloop vanuit die oerbron van liefde, begin wanneer ons elkeen ons eie kwesbaarheid en ons eie broosheid kan erken. Dit begin wanneer ons erken dat ons nie die belangrikste is nie, maar God is. Wanneer ons vanuit kwesbaarheid of broosheid begin liefde uitleef, dan beloof Jesus, ons sal hom sien. Ons sal hom ervaar en hy kan deur ons werk. Wanneer ons erken hy is Here, dan sy Heilige Gees in ons woon en deur ons werk. Wanneer ons vanuit die onvoorwaardelike, onselfsugtige liefde van God leef, sal ons al hoe meer vrede begin ervaar. En die vrede dat ons nie bestaan en hier is om op te gaar of om groter en beter te gaan elke dag nie, maar eerder om te deel en om liefde uit te leef, om ligter te leef. En dan word vrede 'n wonderlike ding wat ons kan ervaar. Vers 27, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. As jy vanuit vrees leef en alles wil beheer, dan is jou manier die beste. En jy probeer die sterkste wees en alles wat jy dink of doen is vir eie gewin. As jy vanuit vrees leef, dan is dit vir jou moeilik om deel te moet hoor, jy moet jou lewe deel. Veral om te hoor jou lewe moet aan die Here behoort. Dit is moeilik om die wil van die Here dan te doen, om sy stem te hoor of om hom te sien in jou lewe. Vrees bou hoë mure op en hou ander uit. Vers 27, laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. So Jesus kom bied hier 'n ander manier van leef vir die disippels en sy volgelinge aan. 'n Lewe nie uit vrees nie, maar uit liefde uit. En hy nooi ons eintlik uit, hierdie uitnodiging word aan my en jou gerig. 'n Lewe uit die oerbron van liefde. Sê nou maar net, Jesus, kom breek jou mure af. Sê nou maar, Jesus, kom jou lewe binne. Sê nou maar, hy kom sit by jou. Wat sal jy maak? Sê nou maar net, hy kom verander alles vir jou.
En dan kom sluit Jesus die gesprek af, vers 28 tot 31, ek lees vir ons klaar. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader gaan, omdat die Vader groter is as ek. En nou het ek dit vir julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo. Ek sal nie meer baie met julle praat nie, want die heerser van die wêreld is aan die kom, en hy het nie mag oor my nie. Maar, sodat die wêreld kan weet, dat ek die Vader lief het, en doen soos wat die Vader aan my opgedra het. Staan op, laat ons hiervandaan gaan. Om saam te vat wat ons vandag uit die Here se woord uit Johannes 14 gehoor het. Jesus is besig om van sy disippels afskeid te neem, en hy beloof aan hulle twee dinge. Die voorspraak, wat die Heilige Gees is, en dan ook sy vrede. Die twee staan nie los van mekaar nie, want waar die Heilige Gees in harte is, daar is vrede ook. En hierdie vrede is die erflating van Jesus, en is daarom anders as die vrede wat die wêreld gee. Hierdie is die innerlike vrede wat vloei uit 'n verhouding met die Here. En hierdie goddelike vrede verdryf alle ontsteltenis uit die hart. Dit verban alle vrees. Die omstandighede waarin jy sal kom, daarin sal jou geloof en jou moed dalk tot op die uiterste beproef word. Maar Jesus wat vrede gee, die Heilige Gees wat in vrede kom, sal alle vrees verdryf. God kom eers na ons toe en hy kom sê vir ons dat hy ons baie lief het. En sy liefde verdryf alle vrees, wat plek maak vir die vrede van die Heilige Gees. Soos ons in 1 Johannes 4 vers 18 tot 19 gehoor het, ware egte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Iemand wat dus nog sulke vrees in hom ronddra, sy lewe is nog nie heeltemal deurdrenk met God se liefde nie. En hoekom nie? Want vrees is net heeltyd bekommerd oor die straf wat kan kom. God het ons eerste lief gehad. Daarom kan ons nie anders as om hom lief te hê nie. So ten slotte, Jesus beloof die Heilige Gees aan die disippels, sodat hulle kan doen wat hy gedoen het, sodat hulle ook met die krag en mag kan optree waarmee hy opgetree het, maar dit vra egter oorgawe aan hom. Dit vra ook blootstelling, dit vra kwesbaarheid, dit vra saggeaardheid, dit vra liefde. Is jy op soek na liefde? Is jy op soek na vrede? Dan is die vraag eintlik vandag, wil jy dat die Heilige Gees jou lewe kom verander? Want as jy vanuit die oerbron van liefde wil leef, wat die hele aarde tot stand gebring het, as jy vanuit die diep stroom energie wil put, vra jouself, is jy bereid om lief te hê? Al was die disippels hier in Johannes 14 bang en verward en onseker oor die toekoms, Jesus los hulle nie alleen nie. Hy los hulle nie soos weeskinders agter nie. Hy beloof die voorspraak en hy openbaar aan hulle 'n radikale leefstyl wat geanker is in die oerbron van God se liefde. So mag jy ook na hierdie lewe. God se liefde is die beginpunt. Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As ons in hierdie liefde bly, as ons in die Gees bly, dan sal hy in ons woon. En hierdie Gees is nie net 'n tydelike besoeker nie. Hy is 'n konstante metgesel wat vir ewig by ons is. En al voel ons partykeer, ons mis hom, al voel ons God is ver, hy is by jou. Maak hom deel van jou lewe, nooi hom uit om deel te vorm van elke besluit, hy sal die waarheid aan jou kom openbaar. Jesus sê aan die einde van die hoofstuk in vers 31, maar sodat die wêreld kan weet, dat ek die Vader lief het, en doen soos wat die Vader aan my opgedra het, staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Ons lewe vorm dan eintlik 'n uitnodiging aan ander om ook God se liefde te kan ervaar. Kom ons oorwin ons vrees. Kom ons daag onsself daagliks uit om nie in te gee vir vrees nie, maar eerder God se liefde te laat seëvier. Kom ons herinner ons daaraan dat ons nie alleen is nie, maar dat hy by ons is.
Kom ons vra onsself dan ook elke dag af of ons dade en ons keuses vanuit God se diepe liefde vir ons spruit. Of is dit ons eie begeerte? Of is dit die begeerte om ander gelukkig te maak wat ons besluite oorheers? Kom ons nooi dan ook vandag die Heilige Gees uit om ons daagliks te lei in ons verhoudings, by die werk, by die skool, by die kerk, waar ook al jy is. Mag die Here en deur sy Heilige Gees jou lei. Mag ons dan ook onthou, ons geloofslewe is nie 'n swaar las van reëls nie, maar 'n dinamiese verhouding, waarin die Heilige Gees God se liefde in ons harte uitstort. Deur hom woon God self in ons. Kom ek en jy gaan lewe vandag vanuit hierdie oerbron van liefde. En kom ons ervaar so sy vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons vandag kan vier, Here, dat U God is. Dat U God drie-enig is. En dankie Jesus vir die belofte van die Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat U ons voorspraak en ons trooster is. Dat U altyd by ons is, ons metgesel, wat ons nooit alleen los nie. Here, wanneer ons bang en bekommerd raak, wanneer vrees oorheers, kom herinner ons dat U by ons is, asseblief. En Here, help ons om uit U bron van liefde te leef, en nie uit vrees uit nie. Help ons, Here, om U waarheid raak te sien in ons lewens, en te weet wie ons in U is. Ons is so lief vir U. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings. Ons sê dankie aan almal wat by ons markdag gehelp het. Ons sê ook baie geluk aan die stalletjies wat op die dag gewen het van die kerk se kant af. Dankie aan elke buitestalletjie. Dankie aan elke donasie of bydra. Dankie dat hierdie dag so groot sukses kon wees. Ons neem ook kennis en deel mee dat ons vir Hetty Dupree aan die dood afgestaan het in hierdie week. Ons harte is seer. Ons het haar gemis ook hier by die markdag, veral daar by die pannekoekstalletjie. En ons dra seuns en haar familie en vriende aan die Here op. Mag die trooster, die Heilige Gees, naby wees in hierdie moeilike tyd. En ons dink ook aan elke ander sieke op ons Dorcaslys en ons bid vir julle. Baie geluk aan elkeen wat verjaar, mag die Here julle seën. En mag julle dan ook in hierdie koue tyd, in hierdie wintertyd weet, die Here is by julle. Mag julle harte warm maak van sy liefde. Ons sing dan 'n laaste lied saam om ons te herinner aan God, aan sy liefde en wie hy is, en aan sy Heilige Gees wat altyd in ons is. Kom ons sing saam.
ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Mag die vrede wat Jesus gee, 'n vrede wat die wêreld nie kan gee nie, julle harte en julle gedagtes bewaar. Gaan leef vanuit die oerbron van liefde, bewus daarvan dat die Heilige Gees as julle voorspraak elke oomblik langs julle staan en julle rig en lei. Amen.